Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, dit is Pastor Swarts van TTW Bediening aan die kant van Atlantis. Wees so groet in daardie kragtige, magtige, oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg om weer vanaand die woord saam met u te breek. En ek weet natuurlik dat die Here gebruik sy woord om ons te bereik. Dawid skryf in die boek van Psalms, hy sê dat die woord van die Here is 'n lig vir my pad en dis 'n lamp vir my voete. En baie keer moet ons weet dat hierdie wêreld is vasgekeer in diepe duisternis. Maar wanneer ons vereenseldig met die woord van die Here, dan verbind ons saam met die lig van die wêreld. Jesus sê, ek is die woord. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is belangrik dat ons moet besef, as ons met die woord vereenselwig, dan is ons in 'n posisie waar ons op 'n weg wandel wat deur die woord belig word. As daar die lig nie op die pad skyn in die donkerte nie, dan kan jou spoed gebreek word met slaggate. Maar wanneer 'n mens altyd deur die lig by jou het, kan dit wat die drome wat jy het en wat jy koester, kan jy vinniger vermag, want jy het goeie sig wat voor is en jy kan sien waarheen jy op pad is in die lewe. Nou vanaand, my liewe vriend, wil ons graag die woord breek en deel saam met u oor die Sabbat van die Here. Het my mooi gehoor, die Sabbat van die Here en daardie groot massiewe seën wat verborge is binne in die Sabbat van die Here. En ek weet vanaand dat hierdie Sabbat gaan vanaand vir u seën as u vanaand tyd maak en saam met my sit. Ja, u mag gerus vir u 'n pen, 'n papier kry om die nodige skrifte te parafeer en deur te lees, sodat u ook mag dieper insig en kennis versamel, sodat dit vir u kan baat. Maar ons lees vanaand in die boek van Jesaja 56, die opskrif sê, so sê die Here, bewaar die reg en doen geregtigheid, want my heil is naby om te kom en my geregtigheid om geopenbaar te word. Welgeluksalig is die man wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou, wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie. Kom ons bid saam. Vader, seën die woord, seën die atmosfeer. Op 'n nasionale vlak is daar mense, Here, wat sit voor hierdie kassie, of sit voor hulle selfone, sit voor hulle lesenaar, voor hulle computers, Here, om te kyk na die YouTube channel, om ingeskakel te wees, om te luister na die woord en na die insig en die diepte en die openbaring van die woord, Here, wat die hemel op ons oopmaak, dat ons mag inkyk na die volmaakte plan en wil van die Here. Wil U my vanaand salf, wil U my vanaand seën met die vermoë, Here, sodat ek effektief sal wees in die hand as 'n instrument vir die wat luister, dat hulle sal verstaan wat die Gees van die Here aan hulle wil sê. In Jesus naam, amen. My vriend, vanaand wil ons praat oor die Sabbat. Terwyl ek hierdie gedeelte lees in die boek van Jesaja, profeteer die profeet, en die profeet noem dit, en hy bring dit tot Israel, en hy sê aan die hele Israel, dat die een is vir die Here belangrik, en die een is so belangrik, dat die Here wil hê dat julle dit met diepe insig sal verstaan, wat die natuur, karakter en die uitdrukking van God se Gees is binne in die Sabbat. As ek so kyk na dit, sien ek onmiddellik
dat baie keer kyk ons na die Sabbat met 'n tradisionele oog. En ons kyk daarna toe met 'n godsdienstige oog en dan mis ons die merk. Ek dink self dat Jesus moes self afkom en hy moes self arriveer om aan die Jode te verklaar dat die manier waarop hulle die Sabbat implementeer en hoe hulle daarna kyk, dat dit heeltemal inkorrek is voor die aangesig van die Here, want hulle het dit op 'n wettiese stelsel gedoen volgens die boeke van Moses. Maar hier sien ons in die boek van Johannes 1 vers 17 sê die woord van die Here, hy sê dat die wet het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. So wat Jesus wou bring, Jesus wou net die waarheid aan hulle verkondig. En elke keer as Jesus die waarheid verkondig het, dan het hulle 'n probleem met dit gehad. En hulle het so ver gegaan, terwyl hy die waarheid aan hulle verkondig, dat hulle hom beskuldig het dat hy die hoof van die duiwels was. Maar kom ons kyk 'n bietjie diep in hierdie ene. Dit was 'n sterk aanbeveling van die Here dat hulle die Sabbat moes onderhou. En wat die Sabbat beteken en wat in die Sabbat is, waarvan hulle nie bewus was nie, want binne in die Sabbat was daar 'n bedekte seën wat die Here wou hê dat die Jode moes daarna kyk en dit verstaan en hulle moes daaraan vashou. Maar ongelukkig het hulle deur 'n tradisionele bril gekyk en hulle die hele krag van die Sabbat het hulle gemis en Jesus moes kom en sy verskyning maak. Ek wil net oopmaak, jy weet, as ons kyk na die 7de dag, die Bybel sê dat God het gerus van die werke van sy hande op die 7de dag, en ek wil vanaand, wil ek saam met u praat hieroor, wat die Sabbat is. As ons gaat lees in die boek van Hebreërs 4 vers 4, dan kan ons lees, dat die Bybel sê, want hy het ergens in die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van sy werke gerus. So dit spreek, hy het gerus van sy werke. Maar as ons gaan verder lees in die hoofstuk 3 van Hebreërs, dan sê die woord, dat daar was van hulle wat sy rus nie kon ingaan nie. En die rede waarom hulle sy rus nie kon ingaan nie, was omdat hulle was gehoorsaamig aan die opdragte van God. En omdat hulle nie kon ingaan, het hulle omgekom in die woestyn. Nou, ek wil hê jy moet vir my mooi luister wat ek vanaand sê. So as hulle die rus van God nie kan ingaan nie, dan praat God nergens van die rus en dat hy daarna verwys die land wat oorloop van melk en honing. Hy verwys na Kanaan. Want omdat hulle gesterf het in die woestyn, was daar 'n rus vir die wat nie gesterf het om in te gaan, en daardie rus was gewees Kanaan. Nou vra ek vir myself af, my liewe vriend, nou wat is die Sabbat? Die Sabbat is niks anders as 'n warehouse, vol voorbereide seëninge, wat God in plek gesit het vir die geslagte wat deur die eeue hulle verskyning in die bloedlyne sal maak. U het my reg gehoor. U het my reg gehoor. Dit is niks anders, dit is die Sabbat, is 'n voorbereide seën vir die generasies wat hulle verskyning deur die bloedlyne gaan kom maak in die aarde. So wat ek hier sê, die Bybel sê, toe God op die 7de dag kom, het hy gesê, en hy het gerus van die werke van sy hande. So, in jou geslag, my broer, het hy klaar uit jou saad uit, wat daar nog moet 'n geslag kom, het hy klaar vir daardie geslag ook preparation gedoen binne in die Sabbat. Kom ons kyk of het so is. Die Bybel sê, in die boek van Hebreërs 3 vers 18, en aan wie het hy gesweer dat hulle sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaamiges. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Laat ons dan vrees terwyl ons die belofte om sy rus in te gaan standhou, en dit miskien sal lyk dat iemand van hulle
van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. En dan gaan kyk ons in die 4de vers, Hebreërs hoofstuk 4 vers 4, hy sê, want hy het ergens in die 7de dag so gesê, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En hier nou weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. So, dit is wat God voorberei het vir die mens om te geniet in die aarde. Dis die Sabbat. My vriend, nou vra jy dalk, pastoor, maak het 'n bietjie oop, laat ons net verstaan. Dit is waar ons sien dat toe Jesus in die aarde kom, dat al sy wonderwerke wat plaasgevind het in die aarde, was op 'n Sabbat. Die vrou wat maansiek gehad, die vrou wat verlam was, sy was genees op die Sabbat. Die man wat 38 jaar by die bad van Bethesda gelê het, Jesus kom op, en Jesus kry hom, en Jesus vra, wat gaan aan met jou? Hy sê, Here, elke keer, as ek wil ingaan, ons moet wag op die bepaling van die roering van die bad, want die kom 'n engel 'n sekere tyd van die dag om die water te roer, en die een wat eerste inspring, hy is genees. Maar daar is niemand om vir my daarin te sit nie. Die Here kom tot by hom, en die Here sê vir hom, nou ek sê vir jou, neem op jou bed en loop. Luister na hierdie ene. Terwyl hy sy bed opneem, sê Jesus vir hom, sê vir niemand wie het jou gesond gemaak het. Hy skaars uit om die draai toe word hy geapproach deur die Fariseërs, en hulle vra vir hom, wie het vir jou gesê, jy kan jou bed dra? En hy sê, daar was 'n man, maar ek sien hom nie nou meer nie. Maar by 'n volgende geleentheid sien hy vir Jesus in die sinagoge, en hy sê aan die skrifgeleerdes en die Fariseërs, dit was die man wat my gesond gemaak het. Hulle approach vir Jesus, en Jesus sê vir hulle hierdie woorde, waarom het julle probleem dat hierdie man genees was op die Sabbat, as daar 'n os in die sloot val? Gaan haal julle hom nie uit nie? Wat is dan beter om 'n man, wat 38 jaar by die bad lê, en sonder hulp, net om vir hom te sê, met sy bed opneem en loop? En dit is wat hy gedoen het. Maar weet jy wat, my vriend? Wat die Here eintlik aan die man wil wys, wat 38 jaar verlam was, by die bad van Bethesda. Die Here wou vir hom wys, dat jou genesing, het God voorberei in die 7de dag, in die Sabbatdag was jou genesing. En terwyl jou genesing in die Sabbatdag is, het ek gekom tot by jou, om die genesing uit die Sabbat uit te haal, uit die warehouse uit te haal, uit die skatkamer uit te haal, dit wat al reeds vir jou voorberei was, so God het nie meer nodig om dit vir hom voor te berei, dis al reeds in plek. As iemand siek is vanaand, jou genesing is al reeds voorberei binne in die Sabbat. Die Here sê alles is in die Sabbat ingewerk. As jy sit met 'n finansiële probleem, jou oplossing is binne die Sabbat. Dis waarom die Here sê, julle moet dit eer, julle moet dit heilig, want alles wat julle nodig het is, en wat vir julle voorberei is binne die Sabbat. En hier kan ons sien wat hier gebeur. Jesus gaan haal sy genesing wat al reeds vir hom voorberei was in die Sabbat, gaan haal die Here uit die Sabbat uit, en die Here gee dit vir hierdie man. Hulle vra vir hom, hoor gou hierdie een, hulle vra vir Jesus hierdie woorde, hulle sê, wie gee vir u die reg om dit te doen? En die Here antwoord hulle, weet julle nie, dat ek is die Here van die Sabbat? Ek weet wat die rede is, waarom die Sabbat in plek gesit was. Ek weet wat was God, my Vader, se uitdrukking tot dit. En nou wil julle vir die man vra, wat die Here is van die Sabbat, wat dit beteken. Dit beteken nie soos julle dit sien nie. Dit beteken dat al jou oplossings is in die Sabbat ingewerk. My liewe vriend, is so belangrik dat ons moet besef,
Die Sabbat is God se belofte, God se gestoorde skatkamer, wat hy in plek gesit het vir een en elkeen van ons. Toe dit kom by Israel, het die Here gesê, ek gaan julle neem na 'n land wat oorloop van melk en honing. En daardie land van oorloop van melk en honing was eintlik al reeds in God se plan en in sy raamwerk in die 7de dag klaar ingewerk en in plek gesit, sodat die wat nog gaan kom deur die geslagte, dat hulle dit sal geniet, en dat hulle daardie rus van God sal, so die rus is niks anders as die Sabbat nie. Ons sien, by 'n volgende geleentheid, het hulle probeer om vir Jesus dood te maak, maar Jesus het vir hulle elke keer gewys, dat op die Sabbat, en die rede as die Here vir hulle gesond gemaak het op die Sabbat, dan het die Here gesê, dat hierdie man se genesing, voordat hy gebore was, het God het al klaar in die Sabbat ingewerk vir sy genesing. En ek wil vanaand vir iemand sê daar buite, baie keer gaan ons deur moeilike omstandighede, baie keer gaan ons deur probleme, wat niemand weet nie, jy sit alleen in jou kamer, jy ween, en niemand weet waardeur jy gaan nie. Maar die Bybel sê in die boek van Hosea 4:6, hy sê, my volk gaan teen gronde, weens gebrek aan kennis aan my woord. En jy moet iets onthou, dit wat jy nie weet nie, hou jou gevaar in. Hoekom sê pastoor Swart so? Dit wat jou hou, dit wat jy nie weet nie, of jou gevaar in. Want as jy dit geweet het, sou die vyand dit nooit uitgebyt het nie. Maar die vyand byt altyd onkunde uit. En daarom is het so belangrik, dat ons die heilige skrifte van God moet bepeins, sodat ons die volle karakter en natuur, en die plan van God kan raak sien, in God se woord, sodat ons sy gedagtes kan naspeur. As ons kyk, as die Here praat van 'n land wat voorberei is, van melk en honing, kan ons sien wat het God als in plek gesit vir die Jode. Binne in daardie land was daar reëse. Kom ek maak net gou vir iets oop. Binne in daardie land was daar reëse. In Kanaan was daar reëse. En baie was bang om die gebergtes te vat van Kanaan, want dit is waar die reëse gewoon het. En terwyl hulle daar in die gebergtes was, moet jy iets onthou, dit was die volgende gewees, dat Caleb was die man wat kans gesien het om maar die reëse uit te haal, want hy het saam met Joshua gepraat, hy sê, gee jy van my die gebergte, ek sien niemand van julle wil die gebergtes en, maar gee van my die gebergtes, want die Here sal saam met my wees, soos ek 40 is ek vandag 80, en soos hy met my was in die ouderdom van my 40, so sal hy vandag met my wees in die ouderdom van 80, en Caleb het gegaan, en die Here het aan Caleb die krag gegee, om al die reëse uit te delg, maar kyk gou in dit, daardie reëse was die offspring van engele, en toe die engele in die aarde val, toe val die engele met hemelse tegnologie in die aarde. En as gevolg dat hulle met hemelse tegnologie in die aarde geval het, het daardie engele die hemelse tegnologie met hulle offspring gedeel. En daardie offspring wie die reëse is, het die hemelse tegnologie binne in Kanaan geïnstalleer. So daar was 'n tegnologie binne in Kanaan wat die wêreld nog nie geken het nie. Want dit was 'n hemelse tegnologie. As ons kyk vandag na ons selfone, ons kyk na hoe dit gebruik word, ons kyk na die op die vlak van tegnologie waar die wêreld vandag is, dit kom uit 'n plek uit met die naam van 'n Kanaan. En daarom kan ons vandag nog sien dat die Jode is tot op vandag, of ons dit nou wil ken of wil onken, dit is die waarheid, is nie 'n feit nie, dat die Jode is die world lead nation in die aarde, en die Here het 'n belofte gemaak aan die Jode, hy sê, deur julle sal die hele aarde geseën wees. En terwille van hulle wat daardie exposure gekry het aan daardie hemelse tegnologie, het hulle die res van die tegnologie tot op die uithoeke van die aarde versprei. En dit's waar God se woord in vervulling kom, deur julle sal die aarde geseën wees. My vriend,
dit laat my dink dat die Here was groot toe hierdie land geweldig het God sy guns aan hierdie volk bewys toe hierdie land aan hulle toevertrou. Wat van jou vanaand? My vriend, wat van jou Sabbat wat nog nie vir jou gerelease is nie? Wat van jou Sabbat, mamma, wat nog nie vir jou gerelease? Baie keer huil jy en jy sê, Here, dink aan my. Weet jy wat? Die Here sê, julle moet my herinner aan my beloftes. Dan sê Jakobus, julle bid en julle ontvang niks, want julle bid verkeerd. Nou wanneer jy bid, dan moet jy bid in die rigting dat jy weet, jy kennis waarvan jy bid, om vir God te sê, Here, ek bid in die Sabbat vandag, wat U vir my en vir die res in hierdie aarde voorbereid. Here, ek sit met 'n probleem, maar as U sê, dat U het gerus van die werke van die hande, dan sê dit vir my probleem is eintlik 'n probleem nie, want U het alreeds die oplossing in die Sabbat vir my in plek gesit. En ek wil U vandag vra, Here, om my seun los te maak uit die Sabbat uit, sodat U my kan genees van my kanker. U het dit gehoor. Here, as ek het gesondig, Here, maar ek het U aangeneem, en ek het U vergifnis gevra, maar ek wil vandag bid, Here, in die Sabbat het U natuurlijk geweet, ek gaan tot op hierdie plek kom. U het geweet, ek gaan nie faal. U het geweet, en U het vir my gewag, en U het my genesing gereed. Here, ek is 'n uitsluier. Ek vra, Here, dat U my genesing sal losmaak in die Sabbat. As mense wat sit vandaan voor hierdie kassie, wat behoeftig is, wat sit met geweldige probleme, in geweldige omstandighede. Mevrou, die Here praat vanaand met jou. Meneer, die Here praat die Here ken jou. En nou sê die Here, julle bid, en julle bid verkeerd. Hy sê, tot hier, tot julle my nog niks sal vra nie. En dan sê hy ook, julle is die volk aan wie ek my wil openbaar. En daar is niks beter wanneer die Here homself openbaar en deurbreek in daggeraad, waar hy sy woord in vervulling bring vir ons nie. En weet jy wat? Die Here wil dit in vervulling bring. Hy sê in die boek van Numeri, ek is geen mensekind wat 'n belofte maak en so lieg en nie my belofte sal nakom nie. As die Here dit in sy woord vir ons geplaas het, dat hy het elke deurbraak en elke oplossing vir ons in plek gesit in die Sabbat, dan het ek en jy reg vanaand om op ons knieë te gaan en vir die Here te sê, Vader, wat U vir my voorbereid, ek sit in 'n behoefte, maar vanaand weet ek dat U het alreeds voorbereiding gedoen. U het so ver gegaan en gesê, U voorbereiding is so akkuraat gedoen, dat U het gerus van die werke van U hande. En Here, ek eer die Sabbat, ek respekteer die Sabbat, want alle goeie dinge, ons oplossings, ons deurbrake, ons genesing, alles, Here, is binne in die Sabbat gewerk. En ek vra U vanaand om daardie genesing vir my los te maak, sodat ek en my hele huis gered kan word, genees kan word, en die voorspoed van die Here en die guns van die Here mag geniet. My liewe vriend, as jy vanaand daar sit en jy weet dat jy tot hier tot jy alles probeer, wil ek jou vanaand sê, het gaan ook nie net kom na jou toe as jy dink, alright, pastoor het nog as iets mooi genoem. Dit is alles in die Sabbat, ek kan die Here gaan herinner. Nee. Luister gou mooi. Daar is 'n kriteria. Jesus sê, almal wat my aangeneem het, aan hulle gee ek die mag. Hoor mooi wat ek sê? Almal wat my aangeneem het, aan hulle gee ek die mag om kinders van God genoem te word. As 'n kriteria. Jy moet die Here aanneem, my vriend. Om die Sabbat, die voorbereiding wat alles in die Sabbat vir jou wag, is daar 'n kriteria. Die Here moet aanneem om te kwalifiseer om daai voorbereiding los te kry uit daardie Sabbat uit. En daarom wil ek vanaand
u aanbeveel en u aanraai om 'n besluit te maak met die Here. Om jou hart vir die Here te gee en weet dat die Here vanaand 'n ommeswaai in jou lewe en jou daardeur reg gee. As jy op jou knieë gaan, staan hy slaggereed om jou gebedes te beantwoord waarop jy jou versoeke rig. En as jy gereed is vanaand om die Here 'n kans te gee in jou lewe, wil ek jy moet vanaand kom stil raak. Ek wil jy moet vanaand saam met my kom bid, want ek gaan vanaand bid vir jou. En ons gaan die Here vertrou, dat die Here jou werklik waar sy eiendom maak, en dat hy die besitter is van jou hart en jou siel, en dat hy na vanaand aan jou sal openbaar, dat hy God is, wat 'n waarmaker is van sy woord. As jy gereed is, kom bid saam met my. Hemelse Vader, vanaand, hulle wat sit voor die televisie, hulle wat sit, Here, heel moontlik voor 'n pad, of heel moontlik, Here, voor 'n rekenaar, en kyk op YouTube, ek bid vanaand. Here, u gebruik media, en wanneer 'n gebed uitgaan, dan is die salwing daar, om te doen wat die versoek is. En ek wil bid dat u hulle vanaand, hulle wat vanaand geluister het na die woord wat sê, ek wil my hart vir die Here gee. Vader, reinig hulle met u bloed. Vader, skryf hulle naam op in die boek van die lewe. Vader, ek bid vanaand dat u, Here, hulle van hierdie dag af sal lei, dat u hulle sal neem in u dieptes, dat u hulle sal neem in u koninkryk, in u heerlikheid, in u majesteit, dat hulle u sal ontdek op 'n manier, Here, waar hulle sal weet, u is waarlik God. En as hulle die versoek aan u rig, Here, vir dit wat u voorbereid in die Sabbat, Here, openbaar u hand, sodat hulle sal weet, dat u is die Almagtige. Vader, baie dankie vir hulle wat in gehoorsaamheid hulle harte vanaand vir die Here gee, en wat vanaand hulle onderwerp om deel te wees van hierdie gebed. Ek vra dat jy hulle nou sal sien en aanraak, in Jesus naam, amen. My liewe vriend, ek weet dat die Here jou vanaand wonderlik geseën het, en ons sien uit na die volgende week, waar ons weer die woord van die Here met u gaan breek, en dat u weer met ons ingeskakel sal wees hier op Kruiskyk kanaal. Die Here seën, geseënde aand. Totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.